Dierbare Vader, as ons vanaand stil word hier die laaste aand van ons Pinkster, dan kyk ons op na U met groot dankbaarheid in ons harte vir U seën en U absolute oopbreek van die woord ook vir ons in hierdie tyd. Dankie dat ons U naam kon groot maak met ons sang en ook net U verheerlik. Here, ons wil vanaand net aan U ook al die lof en die dank kom bring. Want U is werklik ons God. En ons loof U daarvoor. Amen. Liefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan gaan ons die Here loof. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop gedood word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou.
God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doet, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doet, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Red ons in hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Heilig, heilig, Heer God almachtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genade, U troon is steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser verhewe, groot is die naam, U die Vader, Seun en Gees. Grote God, ons Heer, met die hele skepping, U wat in liefde God rechtvaardig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is die guns van die buig tot ons dier. Heilig,
sal vir ewig wees. Heilig, heilig, Heer God almagtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genade, U troon is steeds met lig en lof omring. Dierbare Vader, ons staan regtig in verwondering ook oor U grootheid en U almag en U heiligheid. En Here, waar U ons telkens innooi om naby aan U te kom, om in die troonkamer in te stap in U teenwoordigheid. Help ons dat ons nooit ook U heiligheid sal vergeet nie. Seën ons ook dan vanaand ook met U woord en ook met die dans wat ons nou gaan kyk en beleef en hoor. Gebruik dit ook as instrument in U hand. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ons kan die plekke inneem. Kom ons gee kans ook vir die dansgroep om ook na vore te kom, en terwyl hulle regmaak, wil ons praat hierdie week heeltyd oor omgee en uitreik en om as gemeente vir mekaar daar te wees, en ek wil regtig vanaand wil ek iets prakties doen terwyl hulle hier voor gaan wees, en ek wil spesifiek bid vanaand voordat hulle gaan begin. Johan gaan môre vir sy operasie, en hy is ook hier nog heel week deel van ons gewees. En die Here lê ook net op my hart om vir Tjoepie te bid, wat ook so sukkel met die oog en ook na spesialis verwys is, om ook dat kyk of hulle iets kan doen daaraan. En daar's nog baie ander siekes, en ek weet, en ons is opgewonde en dankbaar ook oor Karina wat so mooi herstel ook na die operasie. Maar kom ons doen wat die Bybel ons leer, en ons bid vir ons mense wat siek is. So kom ons maak net die oë toe. Here, dankie dat ons as gelowiges, as gemeente vanaand ook vir twee broers kan kom intree. Here, ons dink aan Johan wat môre gaan vir daardie operasie. En ons wil so bid, Here, dat U U hand oor hom sal hou, en dat U hom sal seën, en dat U die dokter sal gebruik ook net as instrument in U hand. En ons wil bid, Here, dat alles goed sal afloop, en Here, dat hy spoedig ook sal herstel en ook weer sy plek sal volstaan. Here, nou wil ons ook bid vir Tjoepie wat ook nou so sukkel met die oog en die sig wat eintlik ook so min word, en hy daarmee sukkel, waar hy ook verwys is na ander spesialiste, Here, dat U ook vir hulle die wysheid sal gee. En ons wil bid, Here, U wat ook wonderwerke kan laat gebeur, dat U ook net hom sal aanraak en die dokter sal aanraak, en ons bid ook daar, ook vir hom genesing ook, Here, en dat ons dit ook sal sien en sal weet, ook dat dit net U hand is, ook daarin, en ons loof U daarvoor. Amen. Dan 'n tweede wat ek ook wil doen, ek hoop julle is nog okay hierbo, ek was vandag ook vir baie lank daar by Henny en Wilma Marsburg, en ek wil graag net hulle nood ook vanaand ook met julle deel, en julle weet dat Henny het omtrent heeltemal sy sig verloor. Ons praat van 5% in die een oog en 10% in die ander oog wat oor is. Hy kan glad nie meer bestuur nie.
van ons mense in die gemeente laai hulle nou op 'n Sondag om hulle kerk toe te bring en ons is dankbaar daaroor maar julle weet met dit kan hulle eintlik by niks anders kom nie. En se ma's nog in die ouete huis wat oor die 100 is. Hy was gewoond elke dag by haar draai gaan maak en hy kom glad nou nie daarby uit nie. Ek lê die nood in julle hande en kom sê, ons het regtig ons het 'n verantwoordelikheid teenoor daardie boetie en sussie van ons. So ek wil vir julle vra, ons kan reël hoe ons dit amptelik gaan doen, maar ek wil net vra asseblief, as ons mense het wat eenmal 'n week net, al maak ons beurte om hulle 1 keer of 2 keer 'n week net dorp toe te vat, as daar iets nodig is, te sorg dat hulle Sondag hier is, kerk toe kan kom, gemeente ete toe kan kom, Sondagmiddag, en dalk om 'n bietjie ouete huis toe vat om by sy ma te kom. Anders beteken dit dat hulle eintlik vir die res van hulle lewe vorentoe in hulle huis gaan sit, en niks kan by iets uitkom nie. So en ek weet die behoefte is daar, en ook vir die manne om net so bietjie daar by Henny te gaan kuier, of die vroue om te kan sê, ek gaan sit by Wilma, laat Henny net bietjie kan gaan stap en uitkom buitekant toe. Die Here het hulle so in hierdie tyd kom plaas ook onder ons, en ons is daar, en die Here het geweldig in hulle lewe ook ingegryp, en hulle hou so vas aan hom in hierdie tyd. Maar ek dink net, ons sal net moet daar, die dame wat hulle eenmal 'n week rondgery het vandag verhuis uit die dorp uit. So hulle het regtig niemand. En as jy dink jou karretjie is bietjie klein vir die reistool, hy het sy kar gehou waarin al die reistool inpas as jy iewers heen wil vat, en hy sê enigeen is welkom om sy kar te kom vat en hulle rond te ry met sy kar ook. So asseblief, kom ons bid elkeen daaroor, en dalk wil die Here net vandag op iemand of op 1 of 2 of 3 sy harte kom lê en sê, maar ek steek my hand op, ek is bereid om ook te gaan help, om ook net vir hulle te sorg dat hulle ook bietjie uitkom en hulle verpligtinge ook kan nakom. En die wat alreeds gehelp het daar, ek wil regtig vir julle sê baie dankie, ons waardeer dit regtig opreg. En kom ons gee nou kans ook vir ons groepie om ook vanaand vir ons ook te bedien met ook 'n aangrypende lied, en direk daarna gaan ek aan met die diens. It's in love that the battle was won.
ongelooflik om daaraan te dink dat ons aanbid die lewende God, die skepper van hemel en aarde, en dat ons hom ons Vader kan noem, en dat ons kan weet, hy is by ons, hy is elke dag saam met ons, en ons wil hom net eer ook daarvoor. Vanaand se tema, eenheid te midde van verskille. Ons leef in 'n wêreld vol verdeeldheid. As ons net om ons kyk, dan is 'n mens elke dag net bewus van die stikkendheid en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Dis partykeer hartseer as 'n mens daaraan dink dat in families, broers en susters of broers glad nie meer met mekaar praat nie. Elkeen gaan sy eie rigting en doen sy eie ding. Daar's al so baie keer wat families uit mekaar geskeur word. Dis asof die mens al hoe meer in homself gekeerd raak en op die ou einde gun hy niemand iets in die lewe. En is dit nie maar tog ook wat gebeur wanneer 'n mens self gesentreerd word? Want wanneer 'n mens self gesentreerd word, dan gaan dit om jouself en jou eie ek, en die vrug van daai eie ek, van die sondige begeertes, is juis rusies en twis en tweedrag. Elkeen worstel en beklei maar net vir homself. En dit veroorsaak soveel seer en pyn. Bure wat nie met mekaar praat of oor die weg kom nie. Mense wat verskillende opinies het. Hulle sê nogal, hier in Suid-Afrika is ons nogal goed met verskille. Want as jy vat van die groot trek af, hoe dat die boere ook maar nie saam kon kies of saam 'n pad kon loop nie, en hierdie een het hierdie rigting gevat en dan stry hulle met mekaar en dan vat die ander hierdie rigting, en op die ou einde was daar nooit daardie eenheid. Elkeen kies sy eie ding. As ek van iemand anders verskil, dan is dit maklik, ek stig 'n nuwe party in die politiek. As ek van iemand verskil in 'n kerk en 'n gemeente, dan stig ek maar net 'n ander gemeente of 'n ander kerk. Dit het vandag so maklik geword om te sê, ons werk nie meer deur al die verskille nie. Ons doen maar elkeen net wat ons eie dit graag wil. Maar die wonder van die evangelie is eintlik die teenoorgestelde. Want die evangelie wil juis mense by mekaar bring. Wil juis mense van verskillende agtergronde en persoonlikhede saambring in 'n eenheid. Ons sê baie keer, een van die grootste getuienisse wat ons in Hands on Africa het, is dat in die studente wat voor ons sit, en as mens vat 'n groot skool soos Malawi met sy 300-400 studente, dan sit daar voor jou pastore en lidmate, leiers van verskillende kerke en verskillende genootskappe en verskillende agtergronde. Ek wil amper sê uit 'n teologiese spektrum sit hulle daar van die mees gereformeerde aan die een kant reg deur tot die mees charismatiese aan die ander kant. Ja, intussen het ons ook al 'n Rooms-Katoliek daar gehad en selfs op 'n stadium 'n moslim wat begin het om die klasse by te woon. Maar hy het nie lank gehad. Maar op die ou einde kan ons daar vir 10 dae by mekaar wees, kan hulle saam in dieselfde klas sit, kan hulle saam op matrasse in die slaaplokale slaap, omdat daar nie altyd plek is vir beddens nie, en kan hulle 3 van hulle deel 2 matrasse, soos dit, en van verskillende kerke en agtergronde, en hulle is 'n eenheid, en hulle leer saam, en is net ongelooflik om te beleef.
Daar's nie iets van, ek gaan nie met jou meng, want jy kom uit daai groep, of ek gaan nie van jou met jou meng, want jy is van daar af. Nee. Daar's 'n stuk eenheid. Maar is dit nie wat die Here bedoel het, ook vir sy kerk nie? Dat God in sy kerk mense van verskillende agtergronde en geloofsverstaan op die ou einde bymekaar kan bring met een doel, en dit is om Jesus Christus te verkondig. Want ons moet verstaan, ons verskil van mekaar. Ons het verskillende spiritualiteite, om net daarmee te begin. En wat is 'n spiritualiteit? Dis jou geestelike belewenis, hoe jy jou verhouding met God ervaar en beleef. En as 'n mens op die spektrum van die kerke kyk, dan kry 'n mens van 'n en gereformeerde aan die een kant reg deur tot 'n pentakostalist aan die een kant, wat werklik totaal en al in hulle belewenis van mekaar verskil, maar tog op die ou einde in Christus een kan wees. Dis die verskillende waar ek en waar binne ek met my eie verhouding met God, my eie spiritualiteit kan tuis voel. En dit is ook met die liggaam van Christus. As ons dan vanaand dan kan fokus net op ons as gemeente en julle wat voor ons sit hier voor, my sit dan mense met verskillende persoonlikhede, verskillende ouderdomsgroepe, verskillende huislike omstandighede, dalk enkelopend, dalk in 'n gesin, dalk is die kinders al uit en julle is alleen, maar ons sit hier as klomp verskillende mense. Maar tog is daar en moet daar 'n eenheid wees. Daar's mos die ou spreekwoord wat sê, die teenoorgestelde trek mekaar aan. En dis waar, vat maar net 'n magneet, die twee pole van 'n magneet, as jy twee magnete vat, die twee noordpole sal mekaar nooit aantrek, maar altyd wegstoot, en dieselfde, dis juist die teenoorgestelde pole wat hulle aan mekaar hou. In verhoudinge is dit juist die teenoorgestelde wat maak dat ons kan saam wees. Die Here sê in 'n verhouding dat daar moet 'n eenheid wees. Hoe is eenheid moontlik? Julle is die ambagsmanne hier onder ons is baie slimmer mee goed as wat ek is, maar as jy vat aan ratte wat in mekaar moet werk, twee van presies dieselfde ratte wat op dieselfde as ingestel is, kan nooit eintlik werk nie. Hoekom? Omdat hulle dieselfde is daai ratte heeltyd druk teen mekaar. Maar juis omdat dit twee verskillende ratte is wat in mekaar inloop, gee dat daar iets kan gebeur en 'n motor aangedryf word of 'n engine of wat ook al. Wat is juist daardie teenoorgestelde wat maak dat daar 'n binding is, 'n koneksie wat kan werk. 'n Ander belangrike, as jy twee dinge aan mekaar wil vasplak, of dis altyd die moeilikste om iets aan mekaar vas te plak is as jy hulle so teen mekaar moet vasplak, want dis altyd 'n swak plek. Maar vat daai selfde ding en laat hy oorvleuel, wat vir jou meer plek gee om gom te smeer of om te swys. Onmiddellik word daar die las totaal en al iets anders. Dis juis die krag en die groeikrag lê juis in ons verskille wat maak dat ons kan groei en kan sterker word. Nou in ons skrifgedeeltes gaan ons vanaand in so 3 gedeeltes lees, en as ons kan begin daar in Romeine 12,
vers 12 tot 18, dan lees ons die volgende. Hy sê, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie, wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur, wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Weer daardie eenheid wat daar moet wees, ook tussen alle mense. En dan die volgende wat ons gaan lees is daar in Efesiërs 4, vers 1 tot 6, Efesiërs 4, vers 1 tot 6. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, en deur almal werk, en in almal woon. En dan, die laaste is in Johannes hoofstuk 12, seker een van die kosbaarste gedeeltes, waar die Here bid vir sy disippels, terwyl hulle in daardie tydperk tussen die laaste ete en die gevangeneming daardie aand, dan kom bid hy by die Vader vir sy disippels, en dan lees ons daar in hoofstuk 12, vers 12 die volgende. Ekskuus, Johannes 17, vers 12, dan lees ons die volgende daarso. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, in die naam wat u my gegee het, en dan lees ons dan die volgende, vers 21 daarso. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En ek in hulle, en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en dat hulle lief het, net soos u my lief het. Ek bid dat hulle een kan wees, en dan maak hy hierdie beeld, soos wat u en ek een is, Vader en Seun een is, bid ek dat hulle een sal wees. Christus roep ons op tot eenheid, selfs te midde van ons verskille. Hierdie eenheid beteken nie dat ons dieselfde moet wees nie. Asseblief, broer en suster, ons moet dit verstaan, want dit is 'n verskriklike belangrike ding, want baie keer in ons geestelike lewe wil ons ander mense verander om te word soos ons is. Ons het rolmodelle, ook geestelike rolmodelle, en dan dink ons moet soos daardie persoon wees. Ons verskil van mekaar. Een keer het 'n man en vrou my geskakel, en ek gaan doen huisbesoek, en die vrou sê vir my, Dominee, jy moet met my man praat, want ek sukkel geweldig met hom. Ek sê, ja, sy sê, ek twyfel oor sy Christendom.
Want hy lees nie so baie geestelike boeke en luister nie na al die geestelike musiek nie. En toe ek nou met hom praat, te sê hy vir my, weet jy, dominee, maar dis eintlik verskriklik. Dit voel of sy my probeer maak soos wat sy is. Teksverse oral en stuur dit vir my en dink ek moet presies soos sy die geestelike lewe beerwe, belewe. Dan sê hy, as ek op my eie daar eenkant sit, is ek met die Here besig. As ek daar by die werk is in etenstyd en ek maak my deur toe, dan is ek met God besig. Ek ervaar en beleef dit nie soos wat sy dit beleef. Jy sien, ons oordeel baie keer mense en ons bevraagteken baie keer mense omdat hulle nie soos ons is nie. Ons is verskillende persoonlikhede. Ons het verskillende manier waarop ons met God omgang het. En as almal van ons nie op en af spring en 'n baie uitlewende manier het van dinge doen nie, maar dalk baie meer 'n stil eenkant manier het, dan moet ons daai ruimte gee vir mekaar om te sê, ons is nog steeds een. Ook in die kerk. Ons het nie almal dieselfde gawes nie. Ons het nie almal dieselfde agtergrond of voorkeure nie. Ons verskil van mekaar. As ons net na Jesus se disippels kyk, daardie 12 manne wat hy gaan kies het daar uit die gewone werkplek van vissers tot 'n tollenaar, en hy bring hulle by mekaar, en ons dink aan die impulsiewe Petrus wat, weet, daardie groot rowwe man ou Petrus was groot van postuur en hy was so impulsief en as hulle Jesus gevange neem, dan gryp hy sy swaard en hy kap, want nou is hy reg, hy gaan nou oorlog maak. Hy wat vir die Here sê, Here sê, wil julle my nie ook los? Dan sê hy, nee Here, ons sal u nooit los. En dan my ou diensmeisie sê hy, maar ek ken daai man nie. En dan sê die Here vir hom, Petrus, jy's die rots, want dis wat die woord Petrus beteken, is 'n rots. Jy's die rots, op jou gaan ek my kerk bou. En die kerk in Jerusalem, daai eerste gemeente, is Petrus die ankerpunt. Andreas, die baie meer rustiger ene. Thomas, die een wat oor alles getwyfel het. Bring vir my, ek wil sien, ek wil my vingers indruk, anders gaan ek dit nie glo nie. Maar elkeen van daardie 12 disippels, nadat Judas uit is en Matthias in sy plek gekies is, en later ook 'n Paulus wat bykom, elkeen van hulle op sy eie unieke manier, was dit die fondament van die kerk. Verskillend, maar tog een. God gebruik verskeidenheid. Dink aan die beeld wat ons 'n paar keer al vir mekaar hierdie week gesê, soos 'n liggaam baie dele het, so bestaan die gemeente ook uit verskillende mense uit. En ons weet, elkeen is belangrik. Maar weet julle wat is die probleem? Die ou duiwel wil ons verdeel. Die ou duiwel wil 'n wig kom indryf tussen ons. En hoe doen hy dit? Hy bring die verskille op die voorgrond en maak dat daardie verskille 'n wig indryf tussen ons. En wanneer Paulus skrywe daar vir die gemeente in Korinthe, dan sê hy vir hulle, luister hierso, julle noem julle self kinders van die Here, maar julle is nog babas in die geloof, julle beklei mekaar. Party sê ek is van Paulus, ander sê nee, ek is van Sefas, ander sê nee, ek is van daardie een. Maar op die ou einde sê hy, pas op, dat julle mekaar nie gaan verskeer nie. Binne die kerk, binne die gemeente. Soos daai twyfel.
daai agterdog, daai vinnige kinderstorie, en op die ou eind is daar baie vinnig verdeeldheid, en wil mense nie meer saamwerk nie. Hy bring aanstoot, wantroue, kritiek, jaloesie. Ons wil nie die son oor 'n ander een laat skyn nie. Maar wat bid Jesus? Vader, ek bid dat hulle een sal wees. Eenheid. Die tweede plek vra dat ons mekaar aanvaar. As ons vanaand vir mekaar sê, ons kan en ons mag verskillend wees, ons mag verskillende gawes en talente hê, ons mag die Here op verskillende maniere dien, ons mag die Here op verskillende maniere ons eie verhouding met die Here beleef, of uitlewend en almal sien dit, of meer stiller op jou eie, maak nie saak hoe nie. As ons dit het, dan is dit juis, as ons dit besef dat ons van mekaar verskil, as die volgende belangrike ding, is dat ons mekaar sal aanvaar. Om vir mekaar te kan sê, ek verstaan, jy is nie soos ek nie. Ek verstaan, jy doen dinge op 'n ander manier. En ons hoef nie soos mekaar te wees nie. Die kerk is nie net vir mense soos ek nie. Die kerk is 'n plek vir mense van jonk en oud, ryk en arm, uit verskillende omstandighede, mense wat saam groei. Daar's mense wat nog babas in die geloof is, daar's volwassenes in die geloof wat vanaand hierso sit. Maar Christus roep ons om by mekaar te wees, om een te wees. Dit beteken dat ons nie oor alles hoef saam te stem nie, nie asseblief nie. Daar is sekere goed waaroor ons nie anders kan as om saam te wees, en ek sê so baie vir die studente, julle kan met enigiets met my verskil, maar die belangrikste is, bring die bewys in die Bybel. Daar is sekere goed in die Bybel, die verlossing in Jesus Christus, ons geloof in die drie-enige God, die waarheid en die gesag van die Bybel. Dis dinge waaroor ons ononderhandelbaar is en ons nie mag verskil nie, maar in die hantering en die belewing van ons godsdiens kan ons vir mekaar ruimte gee. Want liefde is groter as ons voorkeure. Ja, daar gaan mense wees wat jy miskien nie so maklik mee connect nie. Maar weet jy, omdat jy lief het, is 'n mens bereid om dit te doen. Omdat 'n mens lief het, liefde wat groter is as ek self. Daarom aanvaar ek en het ek lief. Maar 'n volgende belangrike is dat die eenheid, en daarmee wil ek afsluit, is dat die eenheid is 'n getuienis in die wêreld. Vriende, kan julle glo, as ons hierdie gedeelte lees, dat ons vandag vir mekaar sê, dat ons eenheid kan mense aantrek of wegstoot. Een van die grootste redes waarom mense nie die geloof wil aanvaar in Jesus Christus, is wanneer hulle na die kerk kyk en hulle sien die verdeeldheid. Dan sê hulle, maar ek wil nie deel daarvan wees nie. Maar wanneer hulle na gemeentes kyk en na kerke kyk, waarin daar 'n eenheid is, dan is daar iets wat hulle trek. En Jesus sê juis, die wêreld sal kyk na julle, Johannes 17, sodat die wêreld kan glo. Die wêreld moet kan glo in Jesus Christus, deur net na ons te kyk.
sterk moet daardie eenheid wees, te midde van die verskille. Waar mens saam kan kom en saam by mekaar kan wees. Want die krag lê in daardie eenheid. Frits het gisteraand met daai kort videoklips van hom, is dit eintlik so mooi bewys of 'n getuienis van die oomblik wanneer daai klomp diertjies saam staan, dan is hulle baie sterk. Die ou duiwel wil ons een vir een op ons eie kry, want dan weet ons, kan hy ons baie maklik in sy mag kry. Maar wanneer ons saam is, wanneer ons een is, wanneer ons by mekaar staan, wanneer ons uit dieselfde mond uit praat, word die kerk kragtig. Die wêreld smag na ware gemeenskap. Ons het begin om te sê, hierdie wêreld is 'n stikkende, gebroke wêreld wat verdeeld is en beklei oor alles, en die mens soek 'n plekkie waar hulle werklik by mekaar kan tuiskom, waar hulle gemeenskap kan ervaar. En as die vraag, kan mense dit in ons gemeente beleef? 'n plek van vrede, 'n veilige gemeenskap, ware liefde, aanvaarding, om te kan weet ek kan kom net soos wat ek is. Ons kerk behoort daardie plek te wees. En hoe kan ons dit doen? Deur hierdie eenheid doelbewus te bevorder, te beskerm. Eenheid kom nie net van self nie. Eenheid is 'n keuse. Dis 'n keuse wat ek en jy moet maak om te sê, ek gaan nie daardie persoon verkeerd opvryf nie. Of ek gaan daai skewe antwoord van daardie persoon, gaan ek nie sommer nou net ter harte neem nie. Ek gee altyd die voordeel van die twyfel vir daardie persoon. Dis 'n keuse. Hoe leef jy in jou verhoudinge? Ons kan baie keer maklik sê, en dit maak my partykeer so, ek wil sê weemoedig of seer, as iemand sê, weet jy wat, dis my persoonlikheid. Ek is nou maar net so iemand, wat sê soos dit in my kop opkom, of sê soos wat ek voel. Hoeveel keer het mense nie al seer gekry? Want jy sê mos net, soos wat dit opkom by jou. Jy maak nie van jou hart 'n moordkuil nie. Die Here leer ons, sit te wag voor jou mond. Die Here leer ons, hou jou tong in toom, want dit is soos 'n vlammetjie wat 'n bosbrand kan veroorsaak. Jou woorde moet met sout besprinkel word, is dit nie 'n pragtige begrip nie. Aanvaarbaar, dit moet lekker wees. Maar ons verontskuldig ons baie keer. Ons beskerm nie die eenheid, ons soek verskonings as daar nie eenheid is nie. Ons sê baie keer, maar daai persoon het my nou gesoek. Of ek was ontsteld gewees en daarom het ek dinge gesê en gedoen. Ons is in die Pinkster waar die Gees uitgestort is soveel jare terug. En dis juist die Gees wat ons saambind. Dis wat ons gelees het in Efesiërs 4. Dis die Gees wat ons saambind in hierdie eenheid. Dis die Gees wat ons gedrag moet bepaal. Dis die Gees wat ons woorde moet bepaal. Dis die Gees wat ons rustig maak, laat ons ander nie onmiddellik veroordeel en beoordeel op dit grond van dit wat hulle sê. Waar sal ons weet dat daar 'n eenheid is? Dit sal 'n plek wees, 'n gemeente wees wat saam gebid
word, waar gevra word, waar mekaar gedra word, waar ons saam kan huil, waar ons bereid is om uit ons gemaksone uit te kom en iets te gaan doen vir iemand anders. Gemeente waarop Jesus gefokus word en waarop ander mense gefokus word as op myself. Ons verskil radikaal soos wat ons hier sit. En as ons ooit dit kon regkry om ons hele gemeente hier by mekaar te sit op een Sondag, dan sal ons 'n klomp mense wees wat verskillend is. Maar in Christus is ons een. En om dit te kan doen, moet ons kan ruimte gee, moet ons kan aanvaar, moet ons kan vergewe, moet ons vir die Gees vra om ons eie menswees en persoonlikheid soms in toom te hou, om ons gedagtes gevange te neem, om ons woorde gevange te neem. Want daar's 'n stuk getuienis wanneer twee teenoorgestelde mense wat so van mekaar verskil by mekaar kan kom en 'n ongelooflike eenheid kan vorm. Dis my gebed vir ons gemeente, dat ons regtig boeties en sissies sal wees. Ek wil graag afsluit net met 'n beeld, en as 'n mens dink aan families, as ons nou vanaand vir mekaar vra, beskryf vir my jou familie, waaruit jy kom, dan gaan 'n mens hierso sit vanaand, en dan gaan ons van julle vir ons sê, weet julle wat, ons het die wonderlikste familie, ons is so naby aan mekaar, ons kuier saam, ons hou saam vakansie, en dis wonderlik om net by mekaar te wees, en ons bel mekaar, en ons het kontak met mekaar, en ons bid vir mekaar, ons is 'n wonderlike familie van waaruit jy kom. Gaan nie dalk mense sit hier vanaand wat sê, weet jy, ek kom uit 'n familie, waar daar nooit gesê is, ek is lief vir jou. 'n Familie wat, toe ons uit die huis uit is, almal in hulle eie rigtings gespat het, en hulle eie ding doen, waar ons nie eens weet wat gaan aan met van die broers en susters nie. Dan sal ons vir mekaar sê, weet jy wat, ek is so jaloers op jou hegte familie. Ek wens ons was ook so. Ons is 'n familie. Ja, ons verskil van mekaar. Maar hoe familie wil julle hê ons moet wees? Wil julle hê ons moet 'n familie wees wat ten spyte van ons verskeidenheid wat hier is, 'n familie wat saam is, belangstel, omgee, by mekaar kom, mekaar dra, dat kan sê, weet jy, dit is so lekker om in hierdie familie te behoort. Of is jy okay as ons oor ons geestelike familie praat en sê, weet jy wat, elkeen doen sy eie ding. Daar's niks eenheid, die klomp is besig om heeltyd miskien te negatief te wees of pessimisties of kla oor alles. Wat se familie wil jy aanbehoort? In jou aardse familie, maar ook in jou geestelike familie. En weet julle wat, ons kan dit doen nog. Ons kan sê, ons wil een wees ten spyte van die feit dat ons verskil. Ten spyte van die feit dat ons dinge anders doen. Kom ons maak dit ons mikpunt. Eenheid te midde van ons verskille. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand ook kan weet dat ons aan U behoort, maar omdat ons aan U behoort,
behoort ons ook aan mekaar, want U Gees bind ons saam en die verlossingsbloed van Jesus Christus bind ons saam in een groot familie. Here, my gebed, my droom vir hierdie gemeente is dat ons werklik 'n geestelike familie sal wees waaroor ons kan spog. Waaroor ons kan sê, weet julle, dit is so lekker om deel te wees van hierdie familie. Maar Here, dit hang van ons af. O Heilige Gees, werk in elkeen van ons wat hier sit vanaand. Laat ons nie gaan vingers wys na ander nie, maar laat ons vanaand na onsself gaan kyk en dat ons 'n besluit sal neem om te sê, ons wil en ons gaan alles in ons vermoë doen. Ons gaan die eerste tree gee om hierdie warm, omgee familie te wees. Om te vergewe, te aanvaar, ruimte te laat, lief te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, baie dankie. Ons gaan afsluit met bande van liefde. Nou wil ek net so 'n bietjie hoor, en ek weet ouers, party van ons is maar bietjie bang vir kontak en die tipe goeders, maar wil jy nie net waar jy langs iemand sit en julle ry soos julle sit, en as jy alleen is, gaan staan by 'n ry agter jou, maar wil julle nie net mekaar se hande vat of by mekaar inhak en net vanaand vir mekaar sê, Here, bind ons met bande van liefde. Kom ons staan en ons hak in en ons sing. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Daar is net een God, daar is net een Seer, daar is net een liggaam, daarom loof ons die Heer. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Daar is net een God, daar is net een Seer, daar is net een liggaam, daarom loof ons die Heer. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. God se genade en God se liefde, sy omgee hart, sy daar wees deur sy Gees, bind ons met bande van liefde tot in ewigheid. Amen. Kom, daar's baie lekker sop en broodjies, kom ons gaan kuier.